Welkom terug. LARPing of Live Action Roleplay is waar deelnemers hulself as fiktiewe karakters in fiktiewe karakters kan inleef. Ons gesels nou met Angelique Venter en JP Keiser van MagicCon om bietjie meer te leer. Welkom by Goeiemôre, good morning julle. Dankie. Verduidelik vir ons, wat is LARPing of Live Action Roleplaying? So, dis baie soos improvisational theater, maar daar's nie 'n crowd wat vir jou kyk nie. So jy act net vir die fun of it en 'n groot groep mense, wel, afhangende van die game, 'n groot groep mense, en jy leef jouself net in 'n ander karakter in 'n ander wêreld en jy leef iets wat jy nie in hierdie wêreld kan doen nie. Daar's so baie opsies in ons verbeelding wat ons net kan uitleef. JP, en interessant genoeg, jy weet, kies jy 'n karakter as deel van die spel wat jy speel, die game soos jy dit sê, en of jy weet, het jy spesifieke games en dan is jy nou 'n karakter, of jou karakter word dan maar altyd gevul in een van die games? Dit hang af, want afhangend van wat ons speel jy 'n karakter vir die game, of jy maak 'n karakter vir 'n spesifieke scenario. Soos meeste soos tabletop games dra oor in dieselfde as jy live action doen. Soos byvoorbeeld vir Meat speel ek 'n karakter wat swaard veg. Maar as ons by die balle is ek nou weer die prins byvoorbeeld. So jy het nou net gepraat van swart veg. You've got a sword here with you this morning. Tell us about the outfits that you've chosen to wear today. What game do they fit into? What are your characters like? Just give our audience and Peter and me a little bit of a background about what you're dressed as. We'll call the game the Good Morning Game. So ek is Jackie van die Medieval Legends game. So dit is 'n ongoing game wat al vir jare lank aangaan en ek speel dieselfde karakter. Hy gebeur een keer elke 3 of 4 maande en sy is 'n baljaar, so dis 'n reis van mense wat kleurvol is, outgoing is, flamboyant is. Ek doen magic, ek's 'n healer, so as mense in fights ingaan en hulle kry seer in die game, dan heal ek hulle, as hulle doodgaan bring ek hulle terug. So hier is iemand anders se game en hier is net 'n karakter wat ek nou vir 2,5 jaar speel. Ja, en ek is opgetrek as Prins Aelian van ons balwêreld. So vir die fantasieballe wat ons doen, is ek een van die fake courts se prinse. En ek moet seker maak sekere goeders gebeur. Hierdie is my nuwe wêreld wat opgaan. Absoluut. Hoe pas dit vir julle persoonlikhede aan? Ek meen, kies jy 'n rol wat heeltemal uit karakter is van wie jy is as mens, of kies jy iets wat by jou pas? As jy begin, is dit makliker om iets te doen wat by jou pas. So wat sou ek gewees het in 'n middeleeuse wêreld, en ek doen net myself, maar in 'n ander wêreld. En hoe langer jy speel, ek hou daarvan om elke karakter wat ek maak is heeltemal anders as die vorige ene. So ek het al 'n baie evil mage gespeel wat almal doodgemaak het. Ek het al die goody two shoes gespeel. Like, ek hou daarvan om elke keer iets heeltemal anders te doen en 'n heeltemal 'n ander persoonlikheid te explore wat nie ek is nie, want ek is ek in hierdie wêreld, soos ek daar is, wil ek iets anders wees. Ja. JP? Is jy 'n prins in hierdie wêreld, of net in jou verbeeldingsreiswêreld? Wel, jy kan maar sien my van is keiser, so ek sterg as 'n prins. Ja, maar onthou die storie van die keiser se nuwe klere, né? It's fancy, né? Het jou karakter enige spesifieke lines wat jy gebruik en wat jy moet sê in die roleplaying? Nee, alles is improv. So dis letterlik om iemand vra jou 'n vraag, antwoord hom tot die beste van jou vermoë. In terme van hoe daai karakter sit doen, ja. Is dit 'n baie duur ding om te doen? Want hierdie uitrustings lyk vir my asof hulle uit daai tyd uitkom, which is obviously the objective. But are you hiring all of this stuff? Because you can't just walk into the mall and get outfits like these. So jy kan hier, ons doen dit al baie lank, so ons het, kom ek al eens my nuwe karakter, kies ek iets uit my kas uit, want ons baie opsies, maar as jy wil begin, jy kan iets hier, daar's baie mense wat custom goedjies maak, of jy kan net iets wat ek het 'n hemp wat ek gekoop het by Truworths, wat net 'n dubbel XL een is, en dan is hy baie puffy, en dan trek jy net 'n korset by hom aan, en met 'n skirt, maklik, vinnig. Ek dink ons moet tog vir die kykers ook net 'n bietjie wys, jy weet hoe hulle lyk, want ons sien julle nou so pragtig. JP, as jy net so eentjie kan terugstaan daarso, ek dink tot daarso so bo die kamera jou toe vang, en kyk nou net hoe pragtig is die twee daar. My gits mense, en daai swaard is gelukkig daarom ook nou nie 'n regte swaard. Nee. Hoe werk dit dan nou? Ek wil weet, kom julle by mekaar as 'n groep en dan speel julle nou 'n sekere game uit?
So, vir die naweek games wat dis waarvoor ek aangetrek dis 'n storie wat aangaan vir jare en dan sal elke 3-4 maande is daar 'n game aan die gang en dan vir daai game is dit net elke keer 'n storie wat aangaan. So ons het begin deur uit te vind ons Dark Druids en nou volgende keer dan soek ons die Dark Druids, volgende keer dan fight ons die Dark Druids en dis 'n storie wat aangaan en daar's seker so 30 mense wat speel by daai ene en almal het hulle eie karakter en ons almal het ons eie goed wat ons eintlik wil regkry vir die naweek en dan op die ou einde het ons net dieselfde storie wat ons so halfpad volg en dan vir ons eie games is dit bietjie So intussen similar. daai 3-4 maande dan is julle soos op 'n pause. So die wêreld gaan nog steeds aan. Ja. Omdat dit middle use is, moet daar travel tyd wees want as jy van hierdie plek na daai plek toe wil gaan, vat dit 'n paar maande in die middle eeue. So die tyd in between is maar ons wat travel. So die gevegstonele en goed, jy het nou 'n swaard, jy moet natuurlik in hierdie live action en jy Want moet jy het ook 'n swaard. jy moet natuurlik kan uitspeel en al die tipe goed kan doen. Is daar soos fight choreography? Iemand hom aanvat, Hoe werk gaan hy die dit? prins ontroon. So meeste omdat dit live action is, gaan dit oor wat jy as 'n persoon kan doen. So as jy nog nooit met swaard geveg het nie, ons het darm voor die tyd 'n reels klassifikasie kan mens sê, waar jy dan bietjie getoets word op hoe om te slaan, waar om te slaan, daai tipe goeters, maar niks is voor die tyd beplan nie. So daar's 'n monster, hy het 'n sekere hoeveelheid health points. Jy as 'n karakter is sekere hoeveelheid health points en dan moet jy seker maak jy maak hom dood vir hom jou doodmaak. Maar jy moet natuurlik dan kan tred hou by Ja. where's my health points and you got to kind of be honest about it. Like let's say someone said, jou karakter's nou nie meer nie en dan sê jy soos nee, maar my health points is so hoog when it's actually like not really the case. Ek lees dan met myself en wag, ek net gaan kyk hoe is my health points. Okay, ek moet dan doen. Dit is erg op 'n ander system. Yes, it is very much honesty based. Ja. Can you show us what you can do with that sword? Jy dra hom nie net rond nie. ou. Nee, Like can you do a little because it's massive. ja, dis 'n two-hander. So jy moet Oh, hom met it's a twee hande vat. two-hander. Yes. Peter, are you Oh, making it's notes? a two-hander, ja. Die hande is maar hierdie ene van Yours hom Myne is is 'n ook groot. korter ene. Ja. Myne is net 'n one-hander. Maar julle fight seker nie teen mekaar noodwendig in die Soms. roleplay of net soms. Soms. Wanneer wat die storie is. Okay. Ja, wys ons bietjie. Ja. Vat haar aan. Slaat haar met jou magtige swaard. Plat is sy. Kyk net, hulle weet net presies. Okay, stop dit, goeiemôre. Maar moet julle dan ook met mekaar praat want ek sien in my kop. Yes, Kom hier, Heather, daai peasant. Kom jy hier? Hoe werk dit? Praat jy ook so in jou Dis karakter? jou keuse. Dis jou karakter, jy besluit. Was ek het al een of twee cosplayers en roleplayers ontmoet in my lewe, maar dit is mense wat nie regtig dramaties is nie. Like it's not the kids that study drama at school or at university. It's like completely different personality types to that. Ja. So hoe leef jy jouself dan nou in as jy net regtig 'n skaam teruggetrokke mens is? Soos ek en Ras. Soos ons twee. And then now you're all like, come hither, peasant. Let me do something with my sword to you. So hier is dalk die naweek games is nie die beste plek om te begin nie. Ons Magic-Con events is bietjie beter om mee te begin. Want selfs as daar combat is, daar's nie wiskunde nie. Dis jy fight een van ons knights net tot jy moeg gefight is. Hy speel net 'n bietjie met jou. Jy kom en jy wees jouself dalk net in soos in ons balwêreld. Dis 'n vry wêreld, so fietjies pretty much. Maar jy kan net jy's 'n fietjie, 'n fietjie is enigiets, die vry is enigiets. So jy kom as jouself, jy lyk soos jouself en jy kan net 'n bietjie begin roleplay. Jy hoef nie te veel uit te gaan nie. Jy kan net met ons akteurs bietjie roleplay. Jy hoef nie met ander mense nie want hulle weet wat hulle doen. Hulle help jou 'n bietjie roleplay met jou en dan doop jy net jou toon in dit in dat jy bietjie meer gemaklik is om heeltemal in te dive in die naweek events wat bietjie meer hardcore is. Ja. Kan 'n ou tot ridder geslaan word, JP? As jy nou daar is. Maar ek voel met daai two-hand van jou. Yes. Moet jy weet mos hoe slaat jy ou tot ridder in die Like in Britse the British hiërargie. knighthood, ja. Jy gaan staan mos op 'n knie. Ek kan maar meeste van die games wat ons speel het nie die hiërargie nie. Meeste mense is almal Almal dieselfde level. almal af. selfde level af. Almal is adventurers of almal is deel van die vy.
jy maak seker dat niemand bo 'n ander persoon is nie, want dit maak dit dan ook makliker om uit te speel. Luister, as ons studio C nou in werking is, dan moet hulle kom met 'n span en dan moet hulle vir ons bietjie dit kom uitspeel, wat Kostuums ou en kan alles, sien. ja. Ja, Ons wat doen dit behels. Teambuilding en goed vir party companies, so dan kan ons bietjie combat bring, so ons in teambuilding, of jy kan een van ons baie events bywoon. Jy praat nou van events, MagicCon, verduidelik wat dit is, wanneer gebeur dit? So MagicCon is ons company wat light LARPing doen, soos net waar jy 'n toon bietjie indoop en al die LARP goed in. So ons het ons Wizard event wat opkom die 10de Mei. Dan is dit jy kom doen potions klasse, jy kom doen divination klasse, herbology klasse en dit is net jy's jouself, maar jy's nou net 'n student in hierdie magic school. Anders het ons 'n Hobbit hike waar jy net maak jouself af vir Hobbit is, ons almal dress op, ons almal gesels 'n bietjie in character. Ons het 'n bal die 19de Julie waar jy dit is heel formeel, ons dans, ons speel games, daar shows. Waar kan mense julle in die hande kry? Ons is op as MagicCon of MagicCon SA op Facebook, Instagram, TikTok en ons website is magicon.co.za. Baie dankie Angelique, JP, hierdie was nou vir ons so insiggewend. Kan ek jou swart vashou? Jy mag maar. Ek wil net in karakter voel. Kyk nou net hier. Jy moet nou mooi praat met die mense. Het jy al Skud jou gelaap? biscuit hier. Pieter is reg om sy biscuit te skud, is al vir nou. Ons is baie opgewonde, Elsa die meeste, want net hierna gesels ons oor Ilandrey se splinternuwe enkelsnit. So bly net waar jy is. Ilandrey en sy mooi gesig en sy kort hare is nou hier.